Goeiemiddag en welkom by hierdie besondere woord wat ek vandag het. Kort en kragtig. Ek gaan in die vervolg probeer om al my boodskappe onder 5 minute te hou, of om en by 5 minute, want ek kom agter mense is baie besig en het nie tyd om langer as so 3, 4, 5 minute te luister nie, lyk dit vir my. Maar nou ja, ons bid dat die honger vir die woord sal toeneem en dat ons erns met in ons omgang met die skrif sal toeneem, sodat ons werklik sal groei en ontwikkel met die skrif as fondasie, maar eintlik met die lewende woord as die dryfkrag in ons lewens. En die lewende woord is 'n persoon, is Jesus Christus. So, asseblief, like maar die uitsending, dit bring die video voor meer mense, en as jy so gaaf wil wees, en meer in die toekoms van hierdie kort, kragtige boodskappe wil hoor, teken sommer aan, subscribe, daar is 'n manier om dit te doen. So, laat ons gaan. Ek wil praat oor Israel, of ek praat oor Israel in hierdie reeks, en vandag se boodskap wil ek noem die sinagoge van Satan, en ons lees daarvan in Openbaring, hoofstuk 2 vers 9, Jesus skryf aan die 7 gemeentes, en die gemeente is Smyrna. Hy sê vir hulle, ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk. En die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van Satan. Dan in hoofstuk 3 vers 9 van Openbaring, lees ons die volgende, dis in die gemeente van Philadelphia. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my leidsaamheid aanvaar het, en ek sal jou bewaar in die uur van beproewing, wat ek glo in die eerste eeu van toepassing was. Anders het dit nie veel werk, was dit nie veel werk vir daardie gemeente nie. Maar kom ons vra, wie is die sinagoge van die Satan? Wie is hierdie mense wat maak of hulle Jode is, of beweer dat hulle Jode is, en dit nie werklik is nie? Ek dink die antwoord is baie eenvoudig, is voor die hand liggend. Ons het verlede keer in die vorige boodskap, die wat langer was, gesê, die stelling gemaak, die argument gemaak, dat God het nog altyd net een Israel erken. En daardie Israel is verpersoonlik eventueel in die persoon van Jesus Christus. Alleen hy is die ware Israeliet, alleen hy is die ware Jood. En die woord is baie duidelik, dat in hom is alle beloftes ja en amen. Alle beloftes is vervul in Christus. En Romeine 4 sê Paulus dat die beloftes is toegesê aan Abraham en aan sy saad. As nie saade, asof dit op baie sien nie. So dit kan nie op alle natuurlike Jode, Israeliete van toepassing wees nie. Want die meerderheid van hulle het weggeval, die meerderheid van hulle het Jesus verwerp. En voor dit selfs, hulle verhouding met God genegeer, hulle verhouding met God geïgnoreer en agter afgode aangegaan, ensovoorts, ensovoorts. Nou hier stel Paulus dit in Romeine 2, vanaf vers 28, antwoord hy vir ons die vraag, en kan ons 'n insig kry in wie hierdie mense was, wat die Christene so vervolg het. Want onthou daardie mense, daardie sinagoge van Satan, was daarop uit om die Christene te vervolg. En hulle het selfs die Romeine aangespoor om dit te doen. Ons weet dat Jesus gekruisig is deur die politieke sowel as die godsdienstige magte. Die godsdienstige magte verteenwoordig deur Judaïsme, die Fariseërs en skrifgeleerdes. In die politieke stelsel van die Romeine. Maar dit was eerstens die godsdienstige stelsel. Paulus sê, want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie. En nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie. Maar hy is 'n Jood wat in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. Dit is so duidelik, dat Paulus sê die ware Israeliet, die ware Jood, wat deel vorm van die saad, die beloftes is toegesê aan Christus en aan die saad, of aan Abraham en die saad, is 'n korporatiewe saad, dit is Christus Jesus, hy die hoof
in en deur sy liggaam. Ek groet u.